Goeiedag en baie welkom by dag 3 van ons 10 dae van gebed van 2026 met ons tema ontketen. Kom ons buig ons hoofde saam voor ons begin. Vader, ons sê vir U dankie dat U ons al vir 3 dae gelei het en Here, ons bid ook sodat U vandag met ons sal praat uit U woord uit. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ontmoet Jesus wanneer hy ons verras. Hy gaan weer kom en ons moet hom ontmoet wanneer hy weer gaan kom. Gaan U gereed wees vir daardie groot en deurligtige dag wanneer hy op die wolke kom. Is ek gereed om vir Jesus van aangesig tot aangesig te kan ontmoet? In hierdie wêreld waar ons leef is daar baie groot dae. Daar's troues en daar's prestasies, daar's oorwinnings, maar die Bybel leer ons dat daar een dag is wat alle ander dae gaan oortref. En dit is die dag wanneer Jesus weer gaan kom op die wolke. Die vraag is nie of hy gaan kom nie, maar die vraag is u en is ek gereed om hom te ontmoet wanneer hy kom? Ons het gister gesien, ons moet ons prioriteite agter mekaar kry. So kom ons wees gereed wanneer hy gaan kom. Ons lees in 1 Tessalonisense 4 van vers 16 tot 18 die volgende. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. En dan eindig dit af, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat 'n wonderlike belofte. Waarom sal Jesus se wederkoms die beste dag wees vir u en vir my? Want hy gaan self kom. Hy gaan nie weer iemand anders stuur nie. Hy kom self om vir u en vir my te kom haal. Die mense wat gesterf het, ons geliefdes wat nou in die graf is, gaan opstaan om met ons en hulle verlosser herenig te word. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Daar sal geen skeiding meer wees nie. Ons sal weer by mekaar wees en saam met Christus wees. En so sal ons by hom wees, vir altyd. Dis 'n baie groot en 'n lieflike vooruitsig is dit nie, vir u en vir my nie. In vers 18, soos wat ek gelees het, sê vir ons, bemoedig mekaar met hierdie woorde. As jy swaar kry, as jy prioriteite besig is om te val, as jy moeilikheid het, bemoedig mekaar met hierdie woorde, dat hy weer kom om elkeen van ons te kom haal. Die wederkoms is nie bedoel om vrees na elkeen te bring nie, maar dit is om hoop te bring. En so moet ons dit ook aan ander deel. Dit is 'n dag wanneer pyn gaan eindig. Dit is 'n dag wanneer trane afgevee gaan word. En dit is 'n dag wanneer geloof, die geloof wat ons gehad het, sigbaar sal word in ons lewens. In die gelykenis van die 10 maagde van Matteus 25 van vers 1 tot 13 sien ons dat daar 10 maagde is wat wag vir die bruidegom om te kom. En dis 'n voorstelling van die kerk wat besig is om te wag vir die bruidegom, Jesus Christus, om te kom. Al 10 van hulle was reg en het hom verwag, maar net 5 was wys en het voorbereiding getref. Wat is die belangrike lesse wat ons hieruit kan leer? Almal wag vir die bruidegom wat in die kerk is. Almal het lampe. Almal lyk of hulle voorbereid is. Maar nie almal was gereed nie. 5 het ekstra olie gehad. 5 het hulle karakters volgens sy karakter geskoei om hom te kan ontmoet. 5 het nie ekstra olie gehad nie. En ons weet dat olie ook 'n teenwoordigheid en 'n voorstelling is van die Heilige Gees. Die verskil was nie kennis nie, maar voorbereiding en toepassing in ons lewens, om ons karakter reg te kry, sodat ons karakter in lyn met syne kan wees.
Karakters kan nie geleen word nie. Karakters kan nie gekoop word nie. Ons moet dit nou bou, sodat ons in lyn met Christus kan wees. Dit leer ons, gereedheid vir Jesus se koms is nie iets wat jy kan uitstel nie, of by iemand anders kan kry nie, maar dit moet elke dag beoefen word. Voorbereiding vir die wederkoms beteken nie net om op die hemel te wag nie, maar om Christus vandag in jou lewe te hê, en dat jy jou lewe so sal leef, soos wat Christus dit geleef het, toe hy hier op aarde was. Wanneer Christus in ons woon, sal 'n lig uit ons uitstraal en ander sal sien dat ons anders is, dat Christus uit ons en deur ons leef. Ons sal veranderde lewens hê. Ons kan nie meer leef soos wat ons 10 jaar terug geleef het nie. Ons moet verander en groei meer en meer soos Christus. En sien ander mense iets anders in ons raak. Hulle moet sien dat ons met hoop lewe, dat ons anders is as die res van die wêreld. Hier is my vraag vir u. Is my lamp en is u lamp vol? Ons as 'n geloofsgemeenskap vertel vir almal, kyk, die bruidegom kom, Christus kom een van die dae. En ons glo dit en ons weet hy gaan kom, maar is ons gereed? Het ons daardie ekstra olie in ons lampe? Is ons karakters reg, soos Christus sin, om hom te kan ontmoet? Is my verhouding met Jesus lewend, want daar gaan gevra word. Laat my inkom. En Jesus het in hierdie gelykenis gesê, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Het u en ek 'n lewende verhouding met Christus. En hy ken ons, omdat ons karakters een met syne is. Jesus berei nou 'n plek vir u en vir my voor. En ons lees dit in Johannes, hoofstuk 14. Hy berei hierdie plek voor, sodat ons kan wees waar hy is. Besef u en ek vandag, dat ek die Heilige Gees nodig het, om my te help voorberei vir Jesus spoedige wederkoms. Terwyl ons na hierdie gedagte dink, en dit in ons die vooruitskouing het, kom ons bid saam, dat Jesus ons sal oortuig deur die Gees, dat ons dringende besef moet hê, dat ons moet voorberei vir sy wederkoms, dat ons karakters moet verander. Daar's altyd mos dingetjies wat nie reg is nie. En kom ons bid, dat ons nie soos die 10 of die 5 maagde sal slaap, en geen voorbereiding maak nie. Almal het geslaap, maar 5 het ten minste voorbereiding gemaak, en 5 het nie. Geliefdes, kom ons wees gereed om Jesus te kan ontmoet. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons bid, dat ons soos die 5 wyse maagde sal wees, en voorbereiding sal tref, om reg te kan wees, vir wanneer ons bruidegom gaan kom, om elkeen van ons te kom haal. Mag ons nou reeds werk, om ekstra olie by mekaar te kry. Mag ons nou reeds aan ons karakters werk, sodat ons karakter, u karakter kan weerspieël. Help ons daarmee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Goeiedag. Sien u môre, selfde tyd, selfde plek.